Ja, baie dankie dan ook vir almal wat altyd dit so mooi maak met die blomme en die adventkrans. Ons waardeer dit, dit lyk altyd pragtig. Dit gee ook hierdie atmosfeer van ons is saam in die naam van die Here en hy is die lig van ons lewe. So baie dankie vir almal se bydraes. Ons waardeer dit. Ons gaan 2 Kersliedere voor die tyd saam sing. Ons kan maar net so bly sit. Kom alle getroues, vers 1 en 2 en dan o Christus ons verlange. So ons kom in die regte gees na Kersfees om aan die Here al die hulde te bring. Ons begin met kom alle getroues. Christus ons verlange, U het alles vir ons gebring en alles volbring. Daar's hy. Ons het net te begin en gesing, laat Heer U seën op ons daal. Die Here wil werklik waar vir elkeen van ons baie ryklik seën met die keur van sy seëninge.
omdat hy die God is wat deur Jesus alles vir ons gee wat ons nodig het, baie meer as wat ons baie keer vra. En juist daarom het die engele dan ook vir die Here gesing toe hy gebore is en gesê, alle eer aan die Here, eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde, vir elke mens, vir jou en my, vir wie hy lief is. Daarom maak die seëngroet van die Here jou eie, as hy sê, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees, elke dag, elke oomblik in jou lewe. Amen. Kom ons sing daai gedeelte, 'n vreugdevolle tyding, die 258 vers 1 en 3. Hierdie lied spesifiek wat ons gesing het, ons boodskap gaan ook daaroor, ja, alles hier verander, maar U, Here, sal nooit verander nie, want U hou U woord. En dan die woord wat vlees geword het, woord by God, wat ook self by God was, U is waarlik lig, hier is U adventkers, lig en lewe, U is ewig en verhewe. En daarom is dit ook wat ons bely. Die Here het alles vir ons geoffer. God het sy seun gestuur om aan die kruis te sterf as die lam van God en alles vir ons te volbring. Wat gee ons vir die Here? Micha, die klein profeet Micha, stel dit so op 'n besondere manier, wanneer hy sê, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan? Met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, duisende, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek selfs my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Dan antwoord hy, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam sal lewe voor God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Dit is wysheid. Om die Here te dien is wysheid. Wysheid is nie boekkennis nie. Wysheid is nie om slim te wees nie. Wysheid is om God te ken, om die Here te dien en deur die wysheid van die Heilige Gees te lewe. Die Heilige Gees is die Gees van wysheid. En dan kan ons vandag ook vir onsself die vraag vra, na aanleiding van Micha 6, vers 6 tot 9. Wat sal ek na die Here toe bring as 'n offer? Wat bring ek na die Here toe? Val ook in hierdie Christusfeestyd. Wat gee ek? En ja, dan is die offertyd verby in die Ou Testament, en dan weet ons dat die Here het alles vir ons geoffer. Hy is die lam van God wat aan die kruis vir ons geoffer is.
Hy het alles volbring. Hy's 'n baie groter offer as wat hier geskrywe staan. Duisende ramme, 10.000 offers van olie. Selfs die eerstgeborene van my liggaam sal ek hom offer. Die Here het sy seun geoffer, sy enigste seun vir jou en my. En daarom sê Romeine 12 vers 1, wat sal ek bring as 'n offer? My lewe. Want Jesus het sy lewe vir my gegee. Romeine 12 vers 1 sê, my hele lewe moet as 'n offer voor die Here gewy wees. 'n Aanneemlike offer. 'n Offer wat die Here sê, dis vir hom aanneemlik. En daarom mag hierdie Christusfeestyd dan ook 'n tyd wees waarin ons weer sê, Here, hier is my lewe as 'n offer aan U gewy, omdat U alles vir my geoffer het en opgeoffer het, aan die kruis volbring het en alles volbring het vir my sodat ek kan lewe tot in alle ewigheid. En daarom kom ons sing dit dan ook as, dis 'n Kerslied, hy is dan ook deel van die Kersliedere in die liedboek. Dit is ons kan dit 2 keer sing, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat ons kan lewe. Ons kan dit 2 keer sing om te kan sê, dankie Here vir U liefde. Juist daarom kan ons saam bid en die seën van die Here vra en ons kan net vra dat die Here sy woord ook vandag vir ons sal oopmaak. Ons troue God en Hemelvader, dankie dat ons vandag tot U kan nader, amper aan die einde van hierdie jaar, dan ook binne die Christusfeestyd wat U vir ons gee en gun. En baie dankie Vader, dat U U seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het om vir ons te kom red, te kom verlos, die nuwe lewe te kom gee en die ewige lewe. Daarom het ons niks te vrees nie. En daarom weet ons het U die wêreld en sy sonde ook oorwin. So ook vir Satan in die woestyn, aan die kruis. En eendag as hy op die wolke kom, om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons te kom bring. Ja, Here, dan is ons vir ewig in die heerlikheid saam met U, die weg wat U vir ons berei het, deur die kruis van U seun. Here, baie dankie dat ons ook kan vra dat U vir ons sal seën in hierdie Kersfeestyd. Dat dit vir ons, saam met ons gesinne, ons familie, kinders, kleinkinders, selfs ook agterkleinkinders, 'n geseënde tyd sal wees. Ons weet baie van hulle is ver van ons, selfs oor see, maar dankie Heilige Gees, dat U ons in liefde saambind. Dankie dat ons die tegnologie kan hê om met mekaar te kan praat en mekaar te kan sien, ook in beeld. En dankie Here dat ons liefde vir mekaar, al is dit oor 'n afstand, ook kan deel. Maar Here, U is nie ver van ons af nie. Juis U het Immanuel vir ons geword. God by ons. U by en met ons. En Here, mag U inwoning in die wêreld en in ons lewe altyd vir ons wek tot nuwe lewe, tot nuwe hoogtes en tot oorwinning. En met dankbaarheid sê,
tot hiertoe het U ons gelei. Daarom bid ons, Here, ook vir elkeen wat siek is, in die hospitale is, hulle wat deur operasies gegaan het, hulle wat besig is om te herstel. Dankie dat U die groot geneesheer is. Dankie dat U die Here is wat 'n hand van genesing op ons lê, omdat U die Here van liggaam, siel en gees is. Baie dankie ook, Here, vir Palmsbediening, wat ons vandag saam met mekaar kon deel, om te kan sê ook hier is ons U kerk, gemeenskap van gelowiges. Hier dien ons U in woord en in daad. Hier vier ons saam dan ook Kersfees, maar deel ons ook in die lief en die leed van die lewe. Ook hier dra ons mekaar se laste, bid ons vir mekaar en is ons lief vir mekaar. Want Here, soos Dawid in sy Psalm skryf, aan U liefde is daar geen einde nie. En daarom bid ons, Here, dat U woord vir ons sal oopmaak vandag en ons sal seën ook in die oordeenking van U woord en dat ons net sal dankie sê dat U ons beskerm deur U kosbare bloed, deur U genade en U troue sorg en dat ons net sal sê ja, aan U kom al die eer toe en ons buig in blye aanbidding met 'n dankbare hart voor U, die Here van ons lewe. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit die Johannes Evangelie, Johannes 1 vers 1 tot 18, waar daar geskrywe staan dat die woord het vlees geword. Nou, hy is bietjie klein, maar ons het hom daar op die bord. Ek net kyk, waar moet ek oorgaan na die volgende vers, daar by vers 10. Goed, Johannes Evangelie, Johannes 1, vanaf vers 1 tot 18. Die woord het mens geword, en dit is ook die tema van vandag. Die woord het mens geword. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy was getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het. Die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom, dit is die Vader, kom bekend maak. Tot sover die woord van die Here. Vers 14, vers 12 wat vir ons sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Jesus is die Vader se woord. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. In hierdie wêreld, in die gebrokenheid van hierdie wêreld. Dit is die tema wat die Here vandag op ons harte wil hê.
God se woord, sy seun het mens geword en het onder ons kom woon. As ons net so 'n bietjie 'n agtergrond en 'n inleiding kan gee op hierdie tema vandag, dan wil ek nie op 'n negatiewe woord begin nie, maar op 'n baie realistiese noot om te kan sê die wêreld waarin ek en jy leef is boos, evil. Die wêreld is boos. Van die begin van die wêreld af, toe die sonde in die wêreld gekom het en Satan vir Adam en Eva verlei het en sonde deel geword het van God se wonderlike skepping, was daar 'n stuk boosheid wat in die wêreld ingekom het as gevolg van die sonde. En die wêreld het boos geword as gevolg van die sonde omdat Satan boos is. Satan is evil. Hy is boos en hy het hierdie boosheid in die woorde van sonde en verleiding en teen God het hy in die wêreld ingebring. En as ons kyk na die geboorte van Jesus Christus en sy koms na die wêreld, hierdie wonderlike maand waarin ons nou is, ja, dan is dit wonderlik om by die Jesus kind weer te gaan staan. Wonderlik om voor God te kan staan en te kan sê, dis God se raadsplan, alle eer en dankbaarheid aan die Here, wat na hierdie wêreld toe gekom het om ons te kom red, om soos Johannes 1 sê, die lig vir die wêreld te kan wees, die nuwe lewe te kan bring, die wat aan hom glo het die reg gegee om kinders van God te wees. Dit is waaroor 'n Christusfees dan ook gaan. Maar as ons binne die konteks gaan kyk, die leefwêreld waarbinne Jesus Christus gebore was, dan was dit ook boos. Dan was daar ook 'n stuk boosheid, evil in die omgewing en die omstandighede waarin Jesus gebore is. Kom ons noem een of twee dinge. Herodes is boos in sy hele wese, want hy wou Jesus Christus vernietig. Ons weet dit. Hy het 'n leuen byvoorbeeld vertel aan die sterrekykers. Hy het dit so oulik gemaak. Ek is lief vir die Jesus kind, ek het gehoor hy kom, ek wil ook vir hom geskenke bring. Nee, hy wou die swaard bring. Hy wou die Jesus kind doodmaak. En hy het die sterrekykers probeer mislei om na die Jesus kind te gaan, sodat hy direk kan gaan met sy soldate en die Jesus kind kan gaan doodmaak. Dankie vir die engele van die Here. Ons het al daaroor gepreek. Die engele van die Here wat na die sterrekykers toe gekom het en gesê het, Herodes is boos en julle moet pasop vir hom. Ja, hulle het na die Jesus kind toe gegaan, maar die engel van die Here het vooruit gegaan en hulle met 'n ander pad, 'n ompad, teruggelei na hulle tuisdorp. Ons weet dit, ons lees dit in die Matteus Evangelie. En so kom die boosheid van die wêreld van regerders ook aan die lig. Herodes het probeer om te sê, aan my behoort die mag. Ek gaan nie toelaat dat Jesus Christus mag by my neem of van my steel nie. Dit is eintlik maar sy eie egoïstiese motief gewees agter dit alles. Natuurlik gedryf deur Satan. Natuurlik gedryf deur sonde en deur Satan wat boos is. En dan volg daai geweldige groot boosheid. Die kindermoord. Die kindermoord in Bethlehem in omgewing waar alle jong seentjies 2 jaar en jonger dan ook vermoor is. En dit was op bevel van Herodes gewees. En kan jy jou indink wat het in daai omgewing gebeur? Hoe evil, hoe boos moet 'n mens nie wees om dit te doen? Hoe moet jy voel as 'n klein seentjie van 2 jaar uit jou arms geruk word en doodgesteek word? Dis hoe boos en hoe evil daai omgewing was waarin Jesus Christus ook gebore was. Ons kan nog baie ander voorbeelde noem, maar ons weet dat Jesus het gekom as die redder juis in die boosheid van hierdie wêreld. En dan lees ons verder ook 'n stukkie boosheid wat ook nog deel bygedra het tot Jesus se geboorte, vers 10 en 11. Ek gaan dit net weer lees. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Vers 11. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hoe hartseer is dit nie? Jesus wat voorspel is in die Ou Testament, Jesaja, Jeremia, die klein profete,
Almal wat gesê het Jesus gaan kom. Almal wat gereed was, sy eie mense, sy volk Israel, wat hy uit Egipte gelei het, en almal wat geweet het, uit hulle, Abraham, Isak, Jakob, die verbondsgod, gaan Jesus Christus gebore word. En dan kom Jesus Christus na die wêreld, en sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Nou as jy bietjie gaan navorsing doen oor vers 11, wat sê hy het tussen sy eie mense kom woon, en hulle het hom verwerp, dan beteken dit eintlik, as jy die Grieks gaan vertaal, dat Jesus sy tent kom opslaan het tussen sy eie familie, sy, kom ons sê bloedfamilie, sy Joodse familie. En daai tent opslaan gedagte kom uit daai woestyntog, daai 40 jaar. Hulle tog logies met tente getrek, selfgemaakte tente, wat hulle so deur die woestyn getrek het. En dit is die beeld wat gebruik word hier om te kom sê, hy het sy huis, sy woning, sy tent, kom opslaan tussen sy eie mense, wat voorspel is hy gaan kom, en eintlik het hy gesê, hier is ek, die verlosser van die wêreld, en hulle wou hom nie aanvaar nie. Die Joodse Raad het uiteindelik sy dood dan ook veroorsaak. Hoe hartseer is dit nie, dat Jesus na sy eie mense toe gekom het, hy is voorspel, en hulle het hom verwerp. Dis Satan, dis die boosheid in die wêreld, dis die gebrokenheid in die wêreld, waar selfs sy eie mense teen hom gedraai het. Kan julle sien hoe die geskiedenis geloop het met die geboorte van die Here en daarna, en hoe boosheid deel geword het teen die goedheid, die genade en die redding van Jesus Christus. Jesus het na sy eie mense toe gekom, en sy eie mense teen hom gedraai. Ons praat baie keer, as jy byvoorbeeld na 'n vreemde streek toe gaan, ek vat byvoorbeeld na Makwaland, daar waar ek 'n rukkie ook was, en dan noem hulle jou daar 'n inkomer. Jy's 'n inkomer, jy's nie daar gebore en getoe en deel van hulle nie, jy het nie daai dialek nie, en jy sal maar 'n inkomer bly, solank soos wat jy daar bly. Hulle het Jesus behandel soos 'n inkomer. Hulle het Jesus behandel soos 'n inkomer, 'n vreemdeling, wat in hulle midde kom woon het. En dit is die hartseer van die boosheid, die sonde van die wêreld. Een kommentaar skryf oor vers 11 en oor hierdie gedeelte dit so mooi. Hy sê, toe die boosheid en Satan in die sonde in hierdie wêreld gekom het God gesê vir sy seun, maar jy kom ook. Jy sal inkom in hierdie wêreld, en hierdie wêreld kom verander. Hierdie boosheid, soos ons gesê het, kom van die skepping af. Dit kom uit die geboorte van Jesus. Maar ek wil graag, net vir 'n minuut of 2 of 3, ook iets van die boosheid in ons hedendaagse tyd met julle deel. 'n Stuk boosheid wat julle almal ken. En in hierdie Kersfeestyd, waar ons weer sê, Jesus alles kom nuut maak, net sê, Here, kom vat ook hierdie boosheid weg, wat relevant is in die tyd waarin ons leef. Ek gaan nie politiek praat nie, maar ek gaan verwys na almal van julle weet, die Mslanga kommissie, wat hierdie korrupsie en die boosheid van die regering, die polisie, die politici, die ministers, almal kom uitlig het. Baie van julle volg dit, baie van julle het dit op die nuus gesien, en hoe die Mslanga kommissie besig is om eintlik hierdie kwaad dan ook na vore te bring. En dan staan ons en ons kyk hierdie ding en ons sê, maar dis ontsettend boos, dis ontsettend evil. Dan wil ek net aanhaal wat byvoorbeeld gebeur het met seker een van die boosste persone van almal, en dit is wat hulle noem Kurt Matlala, wat ook getuig het voor hierdie kommissies. Nou Kurt Matlala, weet julle dat hy eintlik maar die hooffiguur is van die ondergrondse wêreld, die bendes, die bedrog, die omkopery van die polisiemag. Ons kan nou baie daaroor praat. Maar weet jy wat wil ek vandag met julle deel? 'n Stukkie getuienis. Een van die paneellede wat hom ondervra het, ek het dit gekyk, het vir hom gesê, Mr. Matlala, is jy lief vir geld? Sê hy ja. Toe sê die persoon vir hom, weet jy dat die Bybel sê, money is the root of all evil. Geld is die wortel van alle kwaad. Sê ja, ek weet die Bybel sê dit, but I'm not a Christian. Hy's boos. En dit is wat hulle vir hom gesê het.
So hy gee nie om dat hy gesteel het en bedrog gepleeg het nie. Net 'n tweede voorbeeld, 'n ander paneellid, ek gaan nie sy naam noem nie, hy's 'n politikus, het ook met Mklala gepraat. Toe sê hy vir hom, ek wil net vir jou sê, wat hier gebeur is boos teen goedheid. Duisternis teenoor lig. En toe sê hy vir hom, ek wil net vir jou een ding sê, Mklala, jy kan dink, jy het baie mag. Jy kan dink, jy kan mense omkoop met hierdie money, the root of all evil. En toe sê hy vir hom 'n groot ding, en dit kan ons onthou, en dit is ook goed in hierdie Kersfees om te onthou. Hy sê, maar ek wil net een ding vir jou sê, God entered the ring. God entered the ring. God het ingeklim in hierdie geveg, deur Jesus Christus. God entered the ring. En hy het net vir hom gesê, ons kan nou hier as kommissie sit, maar ek wil net een ding vir jou sê, God entered the ring, en hy sal oorwin, saam met goedheid, teenoor boosheid. En dit is waaroor Kersfees dan ook gaan. Die hartseer is, dat Marius van der Merwe, 'n sogenaamde fluitjieblaser, hy was 'n fluitjieblaser, wat anoniem getuig het, is rukkie daarna, nou 2-3 weke terug, met 'n AK-47 doodgeskiet. Die boosheid het aangegaan. Die boosheid het aangegaan, but God entered the ring. Dit is belangrik. En 'n laaste voorbeeld wat ons almal baie hartseer gemaak het, in Amerika, Charlie Kirk, 32 jaar oud, 'n politieke aktivis, maar hy staan vir die Here, en hy gaan van kampus tot kampus, en hy sê vir hulle, loop 'n pad saam met die Here wat reg is, wandel in die lig, en die boosheid kom deur 'n mens, 'n jong man, mal in sy kop, deur Satan besete, skiet hom in die nek, en hy's dood. Dis die boosheid wat Charlie Kirk byvoorbeeld getref het. Maar Jesus Christus het na die aarde toe gekom en gesê, dis hoekom ek gekom het. Ek weet die wêreld is boos. Ek weet dis evil. Maar die Here het gekom na hierdie wêreld toe om te sê, God entered this world. Die Here het in hierdie kruik, in hierdie boksgeveg ingeklim. Hy het gesê, hy is aan die kant van die regverdige. Hy is aan die kant van die oorwinning. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons die krag gee. Die Here maak 'n duidelike onderskeid tussen goed en sleg, lig en duister. Dis hoekom hierdie kransie so staan. Tussen skape en bokke, tussen die breë weg en die smal weg. Nou weet ons, die breë weg het baie meer mense as die smal weg. Dit is waar. Maar ons weet ook dat God ook uiteindelik gesê, hy gaan die finale oorwinning gee. So die boosheid mag lyk asof hulle baie mag het. Mag lyk asof hulle almal omgekoop het en aangaan met hulle bose magte, want nie een land in die tronk nie. Nie een kom in die tronk nie. Maar God entered the ring. Hy is in hierdie wêreld om te sê, hierdie geveg is nie jou en my geveg nie. Dis God se geveg deur Jesus Christus, en hy sal hierdie geveg wen. Vir jou en my en vir die wêreld. Dis hoekom hy hierdie transformasie, hierdie nuwe era laat aanbreek het in Jesus Christus, te kan sê, Jesus Christus oorwin die boosheid. En ons moenie ons laat vertroebel, laat verlei, om te kan dink, die boosheid het alle mag nie. En daarom is dit net hartseer, dat ons, en dit is hoekom die boodskap belangrik is, ook met die relevante voorbeelde wat ons genoem het, dat hierdie goed baie keer naby aan jou kom staan. Die boosheid van die wêreld is in jou gesig, in your face, dikwels. Johan en Susara Simon, wat ook deel van ons bediening is, ons het vir hulle voorbereiding ook gedoen, Susara se sussie, hulle is weer in 'n plaasaanval gewees. Hulle het dit oorleef, daar naby Worden. Hulle is erg getraumatiseer en natuurlik 'n klomp goed gesteel, maar dit is die boosheid van die wêreld wat in jou gesig kom. 2 jaar terug waar ons deur die gewapende huisroof gegaan het. Dis die boosheid wat ingekom het deur Satan. Want geen normale mens wat geesvervuld is sal so ding doen. Niemand. Dis boosheid gedryf deur Satan en sy bose magte. But God entered the ring. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Die woord Jesus Christus het vlees geword en onder ons kom woon. Daar's baie name
vir God se seun. Die Bybel sê, vir Josef het hy gesê, noem hom Jesus. Want Jesus is verlosser. Die engel het gesê, Jesus Christus, die Here. So dis Jesus, Here Christus, verlosser. In Jesaja staan daar geskrywe, hy is wonderbare raadsman. Sy naam is Vredevors, magtige God, ewige Vader. Kan baie name aan die seun van God koppel, wat reg is, want dit is sy verlossingsname. Dit is hoe hy oorwin in hierdie wêreld. Dit is wat hy vir ons is. Johannes kom met hierdie mooi beskrywing en hy noem die seun van God die woord met 'n hoofletter. Die woord, die ewige woord van God. En hierdie ewige woord was betrokke gewees saam met die Vader en die Heilige Gees van die begin van die skepping af. Kan dit in Genesis gaan lees. Die woord was daar, lig en duisternis is geskei en so was dit al simbolies vir die koms van Jesus Christus. En daarom sê Johannes, het God se woord mens geword en het onder ons kom woon. Staan nie, in die begin was die woord daar. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God en alles het deur hom ook tot stand gekom. En daarom kan ons ook hierso sien dat Johannes sê die seun van God is die woord van die Vader. Hoekom noem hy hom die woord? Hoekom lees ons hier dat een van die name van Jesus is die woord? Omdat God gesê het, ek wil my godheid gestalte gee in hierdie wêreld. Ek sal hom stuur na hierdie wêreld om my ewige goddelike woord te kom wees en bly. Dis 'n goddelike woord van verlossing, van redding en van genade. So hy het God kom verwoord in elke opsig. God het gesê, ek gaan in my seun, dit wat ek vir die wêreld wil sê en doen en wil verlos, gaan ek veranker en verwoord in Jesus Christus. En dit gaan nie net oor 'n gesproke woord nie. Dit gaan nie net oor die Bybel nie, dit ook. Maar dink daaraan, alles wat Jesus gedoen het, alles, sy wonderdade, sy genesingsdade, sy woorde wat hy gespreek het, sy preke wat hy gepreek het, elke dag vir 33,5 jaar, wat Jesus op aarde gewandel het, was hy die lewende woord van sy Vader. Hy die koninkryk kom bring. God se koninkryk wat 'n ewige koninkryk is vir jou en my. Maar hy het God kom verwoord as 'n ewige woord. Daarom sê Johannes 'n baie belangrike ding. Kom ons staan net vir 'n oomblik daarby stil. Hy sê hy was vir ewig saam met die Vader. Hy kom van God. Hy en die Vader is een. Die laaste vers wat ons saam gelees het, gaan hom net weer lees. Niemand het God, die Vader, ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En daarom kan ons net weer vir mekaar vandag dankie sê vir Christusfees. Dankie vir Kersfees, want daar's net een reddingswoord en een reddingsweg. En dit is Jesus Christus. So luister baie programme wat sê, nee, maar daar's baie paaie na die Vader toe. Daar's baie paaie na God toe. Daar's baie wat sê so en so, maar almal dien maar dieselfde God, hierdie universele God. Nee, vandag kom die woord van die Here na jou toe en sê, as jy 'n ware Christusfees vier, hierdie tyd, dan vier jy Jesus Christus as die enigste verlosser en saligmaker, die enigste weg, waarheid en lewe. En dit is Jesus Christus. Jesus Christus is die enigste weg deur die kruis na die Vader en na die ewige lewe toe. En daarom wees ook waaksaam teen die boosheid en die verleiding van Satan, wat homself voordoen as die wolf in skaapklere, wat mense wil verlei en sê, daar's ompaaie na die hemel toe. Daar's maklike paaie na die hemel toe. Daar's ander maniere om gered te word. Daar's net een weg, en dit is die weg na die Vader toe deur Jesus Christus. En daarom Kersfees. Kersfees is 'n Christusfees met 'n wonderlike tradisie vir baie mense.
Maak nie saak wat jou tradisie is en hoe jy nou Kersfees gaan vier nie. Solank dit gaan oor Jesus Christus, die enigste seun van God, aan wie alle eer en dankbaarheid toekom. As dit daaroor gaan, dan kan jy jou Kersbome hê, jy kan jou Kersgeskenke, jy kan jou Kersete hê en jy kan Kersfees saam geniet. En het ons so iemand hier buite of hier voorstaande gesels. Ek hoop dat daar's genoeg geld oor dat jy daarom 'n bout op die tafel kan hê of 'n kalkoen. En soos die dame vir my gesê, ons hoop dis nie 'n hoenderboutjie nie. Dit is dalk 'n skaapbout. So dalk het ons daarom nog genoeg oor vir 'n lekker Kersete. Maar al is dit 'n hoenderboutjie, is dit ook genoeg. Want die eer kom die Here. Die eer kom die Here toe. Aan hom kom alle eer toe. En daarom vier ons Kersfees. Hoekom? Daarom vier ons Kersfees. Omdat jy en ek, hoor mooi, deel is van God se ewige woord, omdat ons aan Jesus, die woord van God, behoort. Verstaan jy mooi? Jy is deel van die ewige woord. So in alles wat jy doen, sê, hoe jy Kersfees vier, hoe jy dit geniet, maak nie saak wat nie, is deel van die voortsetting van Jesus as die ewige woord van God. Dis wie jy en ek is. Ons verwoord God in hierdie wêreld. En daarom elke Kersfees maak sin. Nie uit 'n tradisie net nie omdat dit lekker is net om te kan sê dit is bietjie aftyd nie, maar omdat jy Kersfees vier as deel van God se ewige woord. En daarom moet alles wat jy doen rondom Kersfees en jou hele lewe daarvan getuig. Dit gaan daaroor dat jy God se woord in hierdie wêreld is. Die Heilige Gees het Jesus se woord voortgesit en jy en ek het die Heilige Gees en dit Jesus is verlosser. Ons is deel van 'n ewige woord. En daarom moet jy spreek en jou dade moet getuig dat jy die ewige woord van God deur Jesus ook voortsit. Daarom is dit 'n Christusfees. Daarom is dit deel van God se plan met hierdie wêreld. En ons ewige woord wat ons uitdra, staan teenoor 'n wêreldse woord van boosheid. Maar een ding moet jy weet, as jy in die naam van Jesus 'n woord spreek, dan wyk Satan. Want jy spreek dit in die naam van Jesus Christus. En as jy deur die Heilige Gees sy woorde spreek, dan wyk die boosheid en dan wyk al hierdie ewel en dan wyk Satan. En dan heilig God dit deur Jesus, omdat jy sê, so sê die Here, vir my, vir elkeen van ons, vir Kersfees. God spreek deur die Christusfees en Kersfees as die ewige woord van God. En daarom mag ons Kersfees vier. Daarom mag ons vir mekaar sê, maar hoor mooi, ek sluit daarmee af. Daarom mag ons vir mekaar sê 'n geseënde Kersfees. Maar wees versigtig vir wie jy dit sê. Dat jou woorde spreek van seën. Want as ek vir jou sê 'n geseënde Kersfees, wat bedoel ek daarmee? Waarmee seën ek jou? Waarmee seën ek jou? 'n Geseënde Kersfees beteken, ek kan vir jou sê en ek moet vir jou byvoorbeeld sê, 'n geseënde Kersfees, ek hoop jy het goeie gesondheid. 'n Geseënde Kersfees, ek weet jy het 'n operasie gehad. Ek hoop dat die Here jou seën met goeie genesing. 'n Geseënde Kersfees dat jy veilig sal reis as jy weggaan nou en saam met jou kinders sal wees en die seën as 'n ewige woord ook sal oordra na hulle toe. 'n Geseënde Kersfees is nie maar net 'n kliseë nie. Dis nie maar net sommer net iets wat ons sê nie. As jy sê geseënde Kersfees, is dit die woord van God deur die Heilige Gees om te kan sê, ek wil jou seën in die naam van die Here, ek bless jou. So dink mooi daaroor as ons mekaar sê geseënde Kersfees en wat jy daarmee bedoel. En voeg iets daarby, waarmee wil jy iemand seën? Wat wil jy vir iemand sê? Ek weet jy het 'n moeilike jaar gehad. Ek seën jou om te kan sê, mag jy 'n vredevolle Kersfees hê en 'n geseënde nuwe jaar, dat dit met jou beter volgende jaar sal gaan. Dit is die seën van God wat jy as 'n voortdraande ewige woord oordra na mekaar toe en in jou eie lewe om te kan sê, Here seën my
Ons het dit begin hierdie diens om te sê, laat Here die seën op ons daal. Maak jou hart en jou hande oop. Want die Here wil jou seën. Die Here wil hê dat ons mekaar moet seën. Maar wat bedoel jy daarmee? Mag ons 'n geseënde Christusfees hê en deel wees van God se ewige woord. Amen. Here, baie dankie dat U die ewige woord is. Die woord wat gekom het na hierdie wêreld om die spreekbuis van U Vader te word, op pad na die wederkoms, die ewige lewe. En Here, gee dat ons deel sal wees en bly van hierdie ewige woord. En gee Here dat ons alles in hierdie Christusfeestyd alleen sal doen tot eer van U naam. Alleen sal doen omdat die grootste geskenk Jesus Christus in ons lewe is. En daarom Here, U wil ons seën in hierdie Christustyd. U wil hê ons moet mekaar seën. En daarom Here, kom U ook met U woord en sê 'n geseënde Christusfees vir elkeen in wie hy 'n welbehae het. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons sluit af met lied 271, Heilige Jesus, wat my lewe wil heilig. En mag dit wees in hierdie Kersfeestyd, dat die Here vir ons lewe sal heilig, want 1 Petrus 1:15 sê, wees heilig, want ek die Here is heilig. So kom ons sing lied 271, vers 1 en 2.
die seën van die Here, die seën en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die kragvolle inwoning van die Heilige Gees met jou wees en bly en jou seën met die keer van sy seëninge tot in ewigheid. Amen.